Hallo, baie welkom by die kanaal. My naam is Dani Matthee en ek vertel graag stories wat mense se lewens impakteer en God laat glimlag. As jy 'n member is van die kanaal, baie dankie. Ek is so bly vir jou ondersteuning. En as jy nog nie gesubscribe het nie, onthou gerus om dit te subscribe. As jy nog nie 'n member is nie, oorweeg dit gerus om aan te sluit as 'n member. Druk net die join knoppie hieronder. Vir almal wat my bediening finansiëel ondersteun, ek is oneindig dankbaar vir julle. Sonder julle kan ek nie die werk doen wat ek doen nie. Vandag se storie het die titel van die 3 ringe. Kom ons begin. 'n Koning het 'n buitengewoon kosbare opaalring besit wat die wonder vermoë gehad het om die draer daarvan na geregtigheid te laat streef en by God en by mense bemind te maak. In sy testament het hy bepaal dat dit altyd in sy familie moes bly. Die probleem was, hy het nie geweet aan watter een van sy 3 seuns hy hierdie kosbare ring moes nalat nie. Toe maak hy die fout om die ring aan al 3 van hulle te beloof sonder dat hulle van mekaar geweet het. Die koning was al 'n ou man en hy het sy einde voel naderkom en hy het besef hy gaan iets moet doen om homself uit hierdie penarie te red. Hy laat maak toe by 'n goudsmid nog 2 ringe wat identies soos die oorspronklike lyk, maar natuurlik nie die wonderkrag besit nie. Selfs hy self kon nie die egte ring van die nabootsings onderskei nie. In die geheim oorhandig hy toe aan elkeen van sy 3 seuns 'n ring en hou dit as die ware artikel, die wonderring voor. Maar na sy dood het hulle die bedrogspel uitgevind en niemand kon bepaal watter een van die ringe hierdie wonderring was, wat die besonderse eienskap besit het om die eienaar daarvan by God en by mense bemind te maak nie en altyd regverdig te laat optree nie. Hulle wend hulle toe maar na 'n wyse regter. Wel, ek weet ook nie watter een is die regte een nie, sê hy. Miskien het julle pa self nie eers geweet nie. Dis net die ring wat vir ons sou kon sê en ja, die ring kan nie praat nie. Maar wag, julle sê mos die ware ring bevat die wonder vermoë om die draer daarvan altyd na reg en geregtigheid te laat streef en by God en by die mense gewild te maak. So, laat dit dan vir julle die beslissende faktor wees. Die 2 ringe wat die draers nie tot geregtigheid en liefde aanspoor nie, is duidelik die onegtes. My uitspraak is dus as volg. Elkeen van julle sê dat julle die regte ring het, die ring wat julle by julle pa gekry het. Nou ja, gaan uit en gaan leef en wys met julle lewe dat julle die egte ring besit. Leef 'n lewe van reg en geregtigheid, dan sal julle ook gewild wees by God en by mens. Gaan nou, want eendag gaan ons almal voor 'n regterstoel moet verskyn, die van 'n ander regter, die groot regter, groter en wyser as ek, en hy sal die finale uitspraak gee. Die profeet Micha het geskrywe, die Here het aan jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag verder. Totsiens.